Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Wonderlik om te weet dat die Here vir ons 'n goeie nag se rus gee om ons kragte te hernie vir die nuwe dag wat voorlê. Al die uitdagings tegemoet kan gaan in sy naam. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën. Ek groet u vanmôre met die woorde van Psalm 119 vers 1. Daar staan: salig wie in opregtheid wandel in die Here se wet, wie hom soek van ganser harte en op sy getuienis let. Salig die wat in hulle wandel, nie op onregpaaie gaan, maar wil wandel op die weë in Gods wet vir hul gebaan. Pragtige lied wat vir ons oproep tot 'n hernieude toewyding aan die Here, om in opregtheid te wandel voor hom, om die waarheid van sy woord voor oë te hou en so te lewe dat ons hom welbehaaglik sal wees. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie praat uit twee gedeeltes in die woord van die Here, daar uit Jesaja 57 vers 18 en dan ook uit Jeremia 17:14, ook oor die gedagte: maak my gesond, Here. Nou ek lees vir u wat staan in Jesaja 57 vers 18, daar staan: ek het hulle weë gesien, en ek sal hulle genees, en ek sal hulle lei, en hulle weer vertroosting skenk. En dan lees ons die woorde in Jeremia 17 vers 14, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word, verlos my, dan sal ek verlos word, want u is my lof. Vriende, terwyl ek hierdie twee verse gelees het, het ek daaraan gedink, dat ons baie keer geweldig gesteld is op liggaamlike gesondheid. As ons kyk aan die miljarde rande wat per jaar spandeer word aan gesondheid, aan regte kosse en om in die gimnasium te gaan oefen en sekere programme wat mense koop om dan ook volgens te oefen en te eet en allerlei dinge te doen om hulle liggame gesond te hou, dan besef ons wat 'n hoë premie stel mense op liggaamlike gesondheid. Wanneer mense siek raak, vriende, is hulle heeltemal ontstel. Dis asof die hele huis van kaarte en duie stort. Hulle laat mense vir hulle bid en salf en daar is vas en gebed vir iemand wat siek word en daar is hierdie absolute ontsteltenis in hulle binneste en hulle roep na die Here vir genesing en hulle pleit en hulle vra en hulle sê: Here, asseblief, maak ons tog net gesond. En ek het so daaraan gedink, dis nie 'n probleem om vir die Here te vra as jy siek is om gesond te word nie. Maar wanneer laas ons vir die Here gevra: Here, maak my geestelik gesond? Want u sien, die konteks van Jesaja 57 en Jeremia 17 gaan oor die toestand van die volk Israel. Hulle soos ons, vriende, raak baie keer lou en koud in ons lewenswandel. Ons eerste liefde koel baie keer af teenoor die Here. En dan het ons nodig om uit te roep: Here, maak my gesond. Dan sal ek gesond word. Here, verlos my, dan sal ek verlos word, want u is die God van my heil. Met ander woorde, u is my verlosser. Here, ek het nodig dat u my gesond sal maak. Here, u sien die louheid in my hart. U sien dat my tye in gebed nie meer is soos dit was nie. U sien my tye in u woord is nie meer soos dit was nie. Here, u sien my getuienislewering is nie meer soos dit was nie, en ek pleit en ek vra, Here, dat u opnuut in my siel sal werk, om te wil sowel as om te werk na u welbehaag. En nou vriende, wonderlik as die antwoord kom: ek sal hulle genees. Onthou, as ons vra: Here, maak my geestelik gesond, dan is dit nie asof dit op dowe ore val nie. Die Here kyk nie verby ons geroep en gesmeek en laat dit maar net verbygaan nie. Inteendeel, wanneer ons hierdie angstigheid in ons binneste ervaar en wanneer ons hierdie louheid en koudheid sien en ons roep na die Here dat hy ons geestelik weer gesond sal maak, sê die Bybel, hy sal ons hoor. Hy sê: ek sal julle genees en ek sal julle lei en ek sal aan julle vertroosting skenk. Ek sal die geknakte riet nie verbreek, ek sal die dowwe lampe nie uitblus nie. Daar in Klaagliedere 5:21 staan daar: bekeer ons tot u, Here, dan sal ons bekeer, vernuwe ons dae soos in die voortyd. U sien weer eens die gebed van dat die Here ons sal bekeer, die Here ons harte sal terugtrek na homself. En dan lees ons hierdie pragtige woorde in Jesegiel 36:26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. En ag vriende, dit is presies wat hierdie twee gedeeltes beteken. Om wanneer daar 'n geestelike siekte in my lewe inkom, wanneer ek geestelik begin siek raak, geestelik begin lou en koud raak en ek gaan maar net deur al die emosies, maar daar's niks in my siel wat uitroep na: Here, ek mis hierdie tyd van gemeenskap met u nie. Dat ons sal roep en sê: Here, maak my gesond. Ek het nodig vir 'n hemelse ingrype. Ek het nodig dat u gees opnuut in my siel sal ingryp, in my wese sal ingryp. Ek soek nie ervarings nie, Here.
Ek soek u teenwoordigheid. Ek soek die waarheid van u woord wat deur tot my hart spreek, tot my hart kommunikeer. Dat ek opnuut weer u as my verlosser en saligmaker sal lief hê met my hele hart, met my hele siel en met al my krag. Dat ander weer om my sal sien dat ek was by die Here Jesus. Ek was by sy voete gewees. Ek is gevoed met sy waarheid en sy woord. Hy het my versterk, hy het my vernuwe sodat ek weer 'n kragtige getuie vir hom kan wees. Vriende, ek weet nie vanmôre wat die koue toestand in jou lewe veroorsaak het nie. Miskien was dit sonde, miskien was dit nalaatsonde, dat u miskien minder die Bybel begin lees of minder begin bid het. Maar wat ook al die situasie en wat ook al aanleiding gegee het tot hierdie toestand. Ek pleit by jou vanmôre dat jy sal uitroep soos Jeremia 17 sê, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word, die vaste vertroue, die gebed van geloof, dan sal ek gesond word. Verlos my, Here, dan sal ek verlos word, want u is my lof. En dan die belofte wat die Here gee, en ek sal hulle lei, en ek sal hulle weer vertroosting skenk. Wat 'n wonderlike Vader, wat 'n wonderlike Verlosser, wat 'n wonderlike Gees het ons net nie. Drie enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, wat gesê die goeie werk wat hy in ons begin, sal hy volëindig. Daarom, vriende, pleit ek by jou, dat jy nie 'n oomblik verder sal uitstel nie, maar dat jy vanmôre sal uitroep, Here, maak my gesond, sodat ek weer gesond kan word, dat ek weer daardie eerste liefde kan ervaar, daardie bruidstyd saam met u, daardie gedagte van u is my sielsbeminde, en ek is u sinne. Vriende, mag die Here ons seën en wysheid gee, en mag hy ons lei na waters waar rus is. Groete vir u en mooi dag verder, tada.